Ons praat vanoggend nog steeds oor die Heilige Gees. Ons praat nog steeds oor die Parakleet. En daar's soveel aspekte van die Heilige Gees eintlik dat ons gaan vir 'n hele ruk lank kan praat oor die Heilige Gees. Ons gaan oor 'n hele ruk lank kan praat oor alles wat hy doen en alles wie hy is. Ek meen, as jy moet dink aan net die vrug van die Gees. As ons net praat oor liefde, weet julle hoe lank kan 'n mens praat oor liefde? Kan jy dink hoe lank kan 'n mens praat net oor die liefde tussen 'n man en 'n vrou? Nou, mans, julle sal verstaan hoe lank kan 'n mens net voor slaaptyd praat oor die liefde in 'n verhouding. En waar daar 'n tekort is aan die liefde. En dit kan 'n lang gesprek raak. Nou, maar dis maar een aspek, een klein aspek van wie die Heilige Gees is. En ek weet nie hoe lank gaan ons nog praat oor die Heilige Gees nie. Ek weet nie hoe lank gaan ons nog tyd hierop spandeer nie. Maar tot die Here vir my sê, ons moet nou stop en iets anders te doen, gaan ek aangaan. Amen. So ons het laasweek begin gesels oor die Heilige Gees en eintlik met Pinkster al begin te doen kry met die verskillende aspekte van die Heilige Gees en wat hy doen en wat hy vir ons kan doen en wie hy is. En laasweek het ons gepraat oor 3 verskillende goed en ons het die oggend oor die advokaat en die bemoediger gepraat. Dat hy tree vir jou in. Hy gee vir jou advies. Hy fluister in jou oor en sê, ek dink nie dis nou die goeie tyd om dit te sê nie. Was jy al in so 'n gesprek waar soos wat die woorde uit jou mond uit gaan, besef jy, ek wil dit net gryp en terugsit. Daai stemmetjie wat vir jou voor die tyd gesê het, Steder, is jou advokaat gewees. En het ons ook vir mekaar gesê, is jou bemoediger. Hy is een wat langs jou staan en sê, hou bene, hou, jy kan, net nog 'n bietjie. En die Sondag aand het ons mekaar gesê, hy is jou gawegewer. Hy is die een wat jou in staat stel vir elke goeie werk. Hy is die een wat dit binne in jou gesit het, die krag om te kan doen dit wat God wil hê jy moet doen. En vanoggend gaan ons aangaan. Ons gaan nog praat oor wie die Heilige Gees is en ons is nog steeds by dieselfde teksgedeelte as laasweek, Johannes 14 vers 26 tot 27 en ek lees dit weer vir ons. Dit sê die Parakleet, die Heilige Gees wat die Vader in my naam sal stuur. Hy sal julle in alles onderrig en julle aan alles herinner wat ek vir julle gesê het. Vrede laat ek vir julle na. My vrede gee ek julle. Ek gee dit nie soos die wêreld dit gee nie. Laat julle harte nie ontsteld en bang wees nie. Vanoggend wil ek meer spesifiek praat oor die Heilige Gees leer en herinner jou. Dis 'n ding waarmee ek gesukkel het op skool. Is die leer en jouself herinner. Dit was moeilik. Ek het gesukkel. Ek het agter die lesenaar gaan sit, dan voel dit soos 3 ure wat verbygaan en as ek oor die horlosie gekyk het, dan het ek maar net aan 15 minute geraak. Want dit is moeilik. Leer was nog nooit maklik nie. Stem julle saam? Vir sekere enkele mense is dit seker lekker. Vir party mense kom dit makliker as vir ander. My vrou aan die ander kant, sy hou van leer. Sy wil altyd iets anders te leer en ek kan dit nie verstaan nie. Dit maak net nie sin nie. Maar in elk geval, die Heilige Gees leer jou. En ek's mal daaroor dat as ek 'n vers lees wat nie vir my duidelik is nie, dan vra ek. Hoekom? Waarom? Vir wat? Nou as die woord sê die Heilige Gees leer jou, dan is die vraag wat ek vir myself vra en hopelik jy vir jouself vra, of hy sê hy herinner jou, dan wil ek vra, aan wat? Aan wat herinner hy my? Wat moet ek onthou? En as ek vir jou moes vra vanoggend, as hierdie skrifgedeelte praat van hy herinner jou, aan wat herinner hy jou? Aan sy beloftes. Definitief. Julle kan saam preek.
Hy herinner jou aan beloftes en ons gaan nou sien waaraan herinner hy ons. En dan die volgende vraag is, okay, dis great. Ek onthou dit. Maar vir wat? Hoekom het ek nodig om te onthou? Hoekom het ek nodig om konstant ingestel te wees op die beloftes van God? Hoekom het ek nodig om hierdie goed te onthou? Wat beteken dit vir my vorentoe? Kan ek nie net weet dat daar 'n klomp beloftes in die Bybel is en dan wanneer ek een nodig het om gaan opsoek en lees nie? Is dit nie goed genoeg nie? Is dit nie goed genoeg om net te weet dat hy is God en hy het alles gemaak en as ek net lank genoeg glo dan sal ek in die hemel uitkom nie? Is dit nie goed genoeg nie? Kom ons kyk wat sê die woord. So, in hierdie teksgedeelte praat Jesus met sy disippels. En hy sê hierdie vir hulle. En uit daai konteks uit en wat met hulle gebeur het, kan ek en jy agterkom vir wat het ons nodig om te leer en vir wat het ons nodig om herinner te word. Want sien die disippels het aanhou leef en aanhou dinge gedoen nadat Jesus die Heilige Gees vir hulle gestuur het. En daar was goeie redes gewees hoekom Jesus vir sy disippels gesê het, die Heilige Gees wat ek gaan stuur, gaan julle leer en herinner. En hy gaan julle herinner aan alles wat ek julle geleer het. Ons sien twee baie belangrike goed wat in die disippels se lewens gebeur het. Wat ooreenstem met wat my en jou lewe gebeur. Die eerste ding, hulle was na Jesus se kruisiging verskriklik vervolg. Daar was verdrukking soos wat 'n mens nie kan beskryf nie. As jy dink dat om 'n bietjie ekstra aan SARS oor te betaal is heavy verdrukking. En as jy dink dat wanneer jou kar moet gaan vir 'n diens is heavy verdrukking. Of wanneer iemand net vir jou sê, hoorie so, ek hou nie baie van jou nie. Dis verdrukking. Is nie verdrukking nie. Hulle was met stene gegooi, met klippe gegooi. Daar was van hulle wat ook gekruisig moes geword het. Hulle was in warm kookolie gedruk, aan die brand gesteek. Dis verdrukking. Dis die goed wat hulle moes gefeis het. En dan die ander belangrike ding wat hulle gedoen het, en ek en jy is eintlik supposed om daagliks daarmee te doen te kry, is hulle het begin skryf aan die Nuwe Testament, nadat Jesus oorlede is. Dis die groot momente wat gebeur het, en dis die goed wat hulle nodig gehad het, om te leer en om te onthou. En ons gaan vir mekaar, ons gaan saam by die punt uitkom oor hoekom is dit belangrik. Maar sien, hulle het nodig gehad om alles te onthou wat Jesus hulle geleer het. Hulle het vir 3 jaar lank meeste van die dag, omtrent meeste van die dae, elke dag tyd saam met hom spandeer. Kan jy vir jouself indink, waar sou jou verhouding met God gewees het, as jy vir 3 jaar lank, elke dag, meeste van jou dag saam met hom spandeer? Ek kan vir jou sê, Standerton gaan die grootste geredste dorp in die wêreld wees. As net hierdie groep mense, elke dag, vir meeste van hulle dag, vir die volgende 3 jaar, tyd in Jesus se teenwoordigheid spandeer. En ek wil sommer hierby sê in die begin, ons dink, dit is goed genoeg om elke tweede of derde dag vir tussen 15 minute en 'n halfuur gou tyd saam met hom te spandeer. En dit is ongelukkig hoekom ons is waar ons is. Daar's 'n rede hoekom jy vir 12 jaar aan een, vir 5 tot 6, ek weet nie hoe lank 'n skool, hoeveel ure 'n dag? 6 ure? Ek weet nie. 5 ure? Daar's 'n rede hoekom jy so baie tyd daar moet spandeer. Want die mense weet, die onderwysers weet, dat jy tyd nodig om sekere goed in hierdie menslike verstand in te kry. En die Here weet dit ook. Daarom sê hy herhaaldelik, spandeer tyd by die Heilige Gees, sit by sy voete, praat, lees jou Bybel elke dag. Daar's 'n rede, is sodat jy kan leer en hierdie goed onthou.
Maar hoekom is dit belangrik om te leer en te onthou? Vir 2 redes, want jy gaan verdrukking beleef. Jy gaan. Ek gaan nie vanoggend hier vir jou staan en sê, hoor hierso, jy moet net jou hart en lewe vir die Here gee, jy moet net gedoop word, maanskyn en rose vir die volgende 40 jaar, 50 jaar. Is nie hoe dit werk nie. Dit is nie. Jy gaan verdrukking beleef. En dan is dit nodig dat jy onthou wat jy geleer het. En jy is geroep vir groot werke. Jy is geroep om goeie goed te doen. Die disippels het besef hoe belangrik is dit om tyd by Jesus te spandeer. Daarom het hulle geleer en het ingedrink en kon hulle so 'n groot werk doen. Hulle kon begin skryf het aan die Nuwe Testament wat ek en jy vandag lees. Ons kan sien die wonderwerke wat hulle gedoen het. Maar sien, ek kan hierdie goed net face wanneer ek tyd by hom spandeer het. Wanneer ek by sy voete was. Sien, ons het nodig om te leer en te onthou in tye van verdrukking. Jesus het presies geweet wat se verdrukking die disippels gaan beleef. Hy het presies geweet dat die tyd wat nou vir hulle voorlê, vandat hy gekruisig is vorentoe, hy het presies geweet dit gaan nie vir hulle lekker wees nie. Hy het presies geweet dit gaan moeilik wees. Hy het presies geweet presies wat met hulle gaan gebeur. Hy het geweet wie gaan met klippe gegooi word. Hy het geweet wie gaan in kookolie gedruk word. Hy het geweet wie gaan gekruisig word. Daarom het hy lank voor die tyd al met hulle begin praat en met hulle begin leer. En hy het vir hulle gesê, geseënd is die wat vervolg word. Hy het hierdie goed vir hulle geleer sodat in die tye van verdrukking hulle sou kon onthou. Hoor wat sê Openbaring 2 vers 10 en 11. Dit sê, moenie vir enige iets wat jy nog gaan ly bang wees nie. Dit is 'n baie eenvoudige sin. Dit is 'n eenvoudige opdrag, maar dit is bitter moeilik om dit reg te kry. Dit sê verder, kyk, die duiwel gaan sommige van julle in die tronk laat gooi, sodat julle getoets kan word. 10 dae lank sal julle verdruk word. Wees getrou tot die dood toe. En ek sal aan jou die oorwinnaarskraans van die lewe gee. Laat die wat ore het luister na wat die Gees aan die gemeente sê. Wie oorwin sal beslis nie deur die tweede dood skade ly nie. En wat ons sien in hierdie teksgedeelte, wat ons sien in hierdie skrif, wat opvallend is die feit dat Jesus presies weet wat die duiwel beplan het. Dit het hom nie onkant gevang nie. Ek en jy dink soms, jene, wat het nou gebeur? Ons word so bietjie surprise nou en dan met al die slinkse plannetjies wat die duiwel uitdink, maar Jesus weet lank al voor die tyd. Hy sê die duiwel gaan van julle toets. En spesifiek, hy gaan van julle in die tronk gooi om julle te toets. En vir 10 dae lank gaan julle vervolg word. Hy weet presies wat die duiwel beplan het. Nou, dit is hoekom dit so belangrik is dat wanneer die Here met jou praat, jy sal luister en oplet. Want hy weet wat kom. Hy weet wat se verdrukking is op pad. Hy weet wat se plannetjies die duiwel mee besig is. So voorbereiding voor die tyd is hy besig mee in jou lewe. Daarom is dit belangrik om te onthou wat hy vir jou leer. Want daar gaan 'n tyd in die toekoms kom, wanneer die temperatuur so bietjie aangedraai word, wanneer dinge bietjie warm en moeilik raak, en dan gaan jy moet kan terugdink en sê, Here, U het met my gepraat. En dis waar die beloftes inkom. Wat sê, Here, U woord sê dat U is my voorsiener. Here, U woord sê dat die planne wat U aangaande my het, is planne van 'n hoopvolle toekoms. U woord sê dat alles vir my ten goeie sal meewerk. Here, U woord sê dat U sal my beskerm. U sal my behoed en bewaar. Here, U woord sê as ek na U toe hardloop, U sal my veilige vesting wees. Dit is wat gebeur wanneer die Heilige Gees jou herinner in tye van verdrukking. Verander dit die situasie? Nee. Maar dit gee jou die krag om baie beter daaruit te kom.
Dit gee jou die krag om daai verdrukking dan te sien as die loutering. Jakobus praat van die loutering wat gebeur. Die pressure word bietjie aangedraai, die oond word warm gemaak, sodat dit wat uitkom skoon en rein sal wees. So die Heilige Gees leer en herinner ons in tye van verdrukking. As dit nie so was nie, sou ons tyd en moeite in die woord absoluut verniet gewees het. Want hoekom lees jy die Bybel? Kan ek vir julle vra, hoekom bestudeer mense die woord? Om jou te leer? Om Jesus te ken. Dis seker die beste antwoord wat daar is. Want as ek Jesus ken in die situasie, wanneer ek weet hoe hy voorsien, wanneer ek weet wat hy doen, wanneer ek weet hoe hy optree, dan kan daai situasies maar kom, bring dit. Ek weet wie ek kan bid. Ek weet wat se plan hy vir my instoor het. Dis 'n baie goeie antwoord. Ek bestudeer die woord sodat ek weet wie ek aanbid. Sodat wanneer die situasies kom, ek doen dit nie net om 'n boksie af te tik. Ek doen dit nie net eendag soos wanneer as ek in die poorte kom, dat die engel vir my kan sê, hoorie so, jou Bible app streak was. Dis nie hoekom jy dit doen nie. Jy doen dit vir voorbereiding. Voorbereiding vir wat die lewe jou kant gaan gooi. Ons word onkant gevang deur sekere situasies, want ons is nie voorbereid nie. Die lewe gooi jou en slaan harde houe, want jy is nie voorbereid nie. Jy het nie tyd by God spandeer nie. Jy is nie so bekend met die skrif en met die woord, dat die Heilige Gees na jou toe kan kom en sê, onthou jy daai skrif? Onthou jy 2 weke terug, het jy daai skrifgedeelte gelees, onthou jy dit? Hy gaan jou net kan herinner, as jy dit gelees het iewerste, of as jy geluister het na die preek iewerste, of as jy tyd by hom spandeer het iewerste. Dis al wanneer hy jou kan herinner. So tye van verdrukking gaan kom. 1 Petrus 4 vers 12 tot 14 sê, geliefdes, moenie verbaas wees wanneer 'n vurige beproewing oor julle kom, asof iets vreemds met julle gebeur het nie. Hoe baie keer tree ek en jy so op? Die lewe gooi vir jou 'n lekker harde hou, kar breek, ek weet nie wat als kan gebeur nie, maar julle weet, julle ken die situasie in jou kop. Hierdie ding loop skeef en dan dink jy, hoe nou, wat nou? Hoe kan hierdie nou gebeur? Wat moet ek doen? En jy hardloop soos 'n afkop hoender rond, want skielik maak niks sin nie. Petrus sê, moenie dit doen nie. Wees voorbereid, weet dit gaan gebeur. Moenie maak asof iets vreemds nou met jou gebeur het nie. Moenie verbaas wees dat die lewe gaan moeilik raak nie. Hy sê, wees eerder bly na mate julle deel het aan die lyding van Christus, sodat julle ook by die bekendmaking van sy heerlikheid uitbundig sal kan jubel. As julle ter wille van Christus se naam beledig word, gelukkig is julle, omdat die Gees van heerlikheid, dit is die Gees van God, op julle rus. Verdrukking sonder die Heilige Gees is maar baie hartseer. Want dit is alleenlik verdrukking dan. 'n Slegte tyd sonder die Gees van God is maar 'n bitter baie slegte tyd, want dit is al wat dit is. Maar sien, wanneer ek tyd saam met die Heilige Gees spandeer het, wanneer ek in sy teenwoordigheid was, wanneer ek by hom geleer het, dan is verdrukking vir my iets waaroor ek kan bly wees, want ek weet dit wat God vir my instoor het na die verdrukking, is beter as dit wat ek gehad het voor die verdrukking. Dis hoekom hy sê, julle kan bly wees wanneer julle deur hierdie beproewinge gaan. Julle kan bly wees want die Heilige Gees is daar. En as jy geleer het, sal hy jou die regte goed laat onthou. En dan gaan jy eintlik maar fyn wees.
Eintlik gaan jy meer as okay wees. Eintlik gaan dit met jou great gaan na die tyd. As ons leer en onthou. En as ons alles onthou wat hy ons geleer het. Moenie verbaas wees nie. Gelukkig is julle omdat die Gees van God op julle rus. Die volgende ding wat Jesus ons leer en wat die Heilige Gees ons nodig het om voor te herinner, is vir elke goeie werk. En is eintlik vir groter werke. So, die disippels het iewerste in hulle stap, in hulle tyd saam met Jesus, het hulle besef, hier is iets baie belangrik aan die gang. Hier is iets baie groot besig om te gebeur, en ons kan nie bekostig om nie op te let oor wat hy sê nie. Ons kan nie bekostig om maar halfhartig in hierdie ding in te gaan nie, want hulle het besef die groter prentjie waarvoor Jesus is. Veral na sy kruisiging en na sy opstanding en na die uitstorting van die Heilige Gees, besef hulle is besig met iets wat hulle nie lekker verstaan nie, maar dit is groot. En hulle het begin oplet en begin onthou en begin neerskryf, en dis waar die evangelies vandaan kom. Hulle het besef, ons raak oud, en hierdie verstand is besig om agteruit te gaan, maar dit is so belangrik, dat ek moet begin neerskryf, sodat die mense na my dit kan lees en besef, en die Here werk deur hulle, seker een van die grootste wonderwerke, is die samestelling van die Bybel, die samestelling van die Nuwe Testament. 'n Groot werk kom, omdat hulle geleer het, en onthou het. Hoor wat sê Efesiërs 2 vers 10, ons is immers sy maaksel, geskep in Christus Jesus, om goeie werke wat God voorberei het te doen, en daar volgens te leef. Ek en jy, en elke persoon wat hier sit, maak ongeag van ouderdom, jonk of oud, is gemaak vir 'n goeie werk in God. Jy is gemaak om iets goeds te doen. Jy is gemaak om iets groots in die koninkryk te doen. Besef jy dit? Besef jy dat jou lewe is meer as net Sondag na Sondag kerk toe kom, woord ontvang, reg te voel vir die week en net genoeg krag te hê sodat ek weer tot by Sondag kan kom? Nee. Dis die minimum van wat jy kan kry. Dis maar die minste. Jy's gemaak om wonderwerke te doen. Jy's gemaak om groot dinge te doen. Jy's gemaak om mense na Jesus toe te lei. Jy's gemaak vir hierdie groot goed. As ons moet vir 'n oomblik teruggaan na die disippels toe. Hoeveel van die Nuwe Testament dink julle sou ons gehad het as hulle maar so halfhartig hierdie storie gevat het, maar so, ag Here, kan ons nie, dis nou is 9:30, Here, moet ons nou al opstaan om te gaan mense gesond maak. Here, dis bietjie koud vanoggend, kan ons nie bietjie inlê? Kom ons gaan sit eerder om die vuurtjie, die mense kan, as hulle dit so hanteer het, wat sou oorgewees het van die evangelies? Kom ons bring dit bietjie nader na die huis toe. Dink gou aan jou mees kosbaarste besitting. Is jou bakkie of jou kar of jou familie, is nou 'n baie goeie tyd om vir jou vrou te fluister, is jy. Julle kan daai net verniet kry, hoor? Of dalk net 'n kosbare besitting, jou besigheid, jou voertuig. Hoeveel vertroue sou jy in iemand hê wat geen opleiding het rondom hierdie ding om hom vir jou te hanteer nie? André, ek weet minder as niks van boerdery af nie. Ek sal seker die stroper kan kry om vorentoe te gaan, maar dis omtrent dit. Ek weet nog minder van vleis af. En jy kan met my dood eerlik wees, met hoeveel vertroue sou jy my vertrou om al daai goed vir jou vir 'n jaar lank te bestuur? Hy sê darem 'n bietjie. Ek het al 'n paar keer met hom Alwyn gepraat.
En hy's baie trots oor sy kar. Sy blou kar, en die Here het hom geseën. Vir lank genoeg gehoorsaam, en die Here het hom gebless met 'n baie mooi kar. Hoe ver sou ek met daai kar kon ry as ek nie 'n lisensie gehad het nie? Nul. Hy's baie meer eerlik. Nêrens nie. Hoe kan die Here ons toevertrou met daai groot werk wat hy vir ons beplan het? As ek nie eers 'n bietjie moeite insit om myself te verryk en voor te berei nie. Hoe kan die Here my vertrou met sy Heilige Gees werk, wanneer ek dit vat asof dit niks is nie? Ag, ek kan een keer elke tweede, derde dag 'n halfuur gou by hom hoor, hoe staan ons, hoe lyk ons nog met mekaar? Vir hoeveel gaan die Here my gebruik, as ek geen tyd saam met hom spandeer nie? As ek nie weet wat sy plan is nie, ek weet nie wat sy wil is nie, ek weet nie wat staan in sy woord nie. Met hoeveel gaan hy jou vertrou? Nul. En dan kan ons nie verstaan, as krisis ons pad langs kom, en ons bid en niks gebeur nie. En bid en niks kom my pad langs nie, niks. Jy het nie 'n lisensie om hierdie ding te operate nie. Jy weet nie met watter krag jy sit nie. Dit kan nie net sommer roekeloos aan almal uitgedeel word nie. Jy moet gehoorsaam wees, jy moet tyd by die Heilige Gees spandeer. Dan is jy voorberei vir elke goeie werk. As ek my tyd en my moeite ingesit het en navorsing gaan doen het oor hoe trekkers werk en wanneer mielies gestroop moet word en presies wat se snitte ek uit wat ek kan sny en ek kan verander hy oor en oor bewys, maar kan hierdie job doen, dan kan ek vir hom sê, hoor hierso, vat maar so 'n maand of 2 verlof, ek het hierdie. En hy sou beter gevoel het. Maar ons wil maar hier en daar tyd saam met die Here spandeer. Ons vat ons geestelike lewe nie ernstig op nie. En dan wil ons hê die Here moet groot goed deur ons doen. Dis net wanneer ek tyd spandeer het en moeite ingesit het, wat hy sê, jy het geluister toe ek jou probeer leer het, nou sal ek jou herinner wanneer jy dit nodig het. Ek sal jou gebruik. Johannes 14 vers 12, dis net bietjie vorentoe in ons teksgedeelte. Sê, amen, amen, ek sê vir julle, wie in my glo, hy sal ook die werke doen wat ek gedoen het, en hy sal nog groter dinge as dit doen, omdat ek na die Vader gaan. Kan jy, wat is volgens julle nou, en jy kan met my heel eerlik wees, wat is die grootste wonderwerk wat Jesus gedoen het? Ekskuus? Lazarus uit die dood uit? Dis baie warm. Daar's een dink ek dalk bietjie groter. Om self op te staan uit die dood uit. Kan jy aan iets groter as dit dink? Nou hier sê die woord van God, omdat ek na my Vader toe gaan, sal julle dieselfde doen en groter. Ek en jy het nog nie eens 'n idee wat is die groot werke wat God deur ons kan doen nie. Jy kan by 'n Lazarus kom en sê, staan op, en hy gaan opstaan. En daar's 'n ander wonderwerk wat ek en jy al beleef het, en ek dink nie ons besef dit nie. Toe Jesus so sit en hy begin die broodjies so breek, en hulle raak meer, kan ek vir jou sê dat baie van julle in hierdie gebou, en volg my, het al daai wonderwerk eerstehands beleef en julle besef dit nie. Het jy al 2 weke in die maand en agtergekom, die pitte is min? En dan op een of ander bo-natuurlike manier, het jy dit net gemaak. Want stelselmatig het die Here dit net laat werk, binne in jou gewerk.
Jy is geroep vir groot werk, jy is geroep om groot dinge te doen, maar jy besef dit nie, want jy leer nie wanneer God met jou praat nie, jy spandeer nie tyd met hom nie, en dan is daar niks binne in jou, waarna jou kan herinner, wanneer die tyd vir daai groot werke kom nie. Ons is geroep vir groot werke. En hoekom? Hy sê, hoekom hy dit doen? Hy sê, omdat ek na die Vader gaan. Nou, soms vereis die woord van God, dat ons net 'n bietjie verder dink, as wat ons normaalweg dink. My ouers het altyd vir my gesê, dink net verder as wat jou neus lank is. As hy sê, jy gaan al hierdie goeders doen, omdat ek na my Vader toe gaan, wat bedoel hy dan nou eintlik daarmee? Wat is die ander ding wat ons gekry het, toe hy na sy Vader toe gaan? Dis die Heilige Gees. Omdat ek gaan, dit sal vir julle voordelig wees as ek gaan, want dan stuur ek die trooster, omdat hy gegaan het, ontvang ons die Heilige Gees, omdat jy die Heilige Gees binne in jou het, kan jy groter dinge doen. Maar, dit kos 'n prys. Dit kos dat jy tyd en moeite insit in jou verhouding met God. Ek wil afsluit en ons gaan nou nog die nagmaal gebruik. Vers 27 van Johannes, van ons teksgedeelte van Johannes 14. Vers 27 sê, vrede laat ek julle na. My vrede gee ek julle. Ek gee dit nie soos die wêreld gee nie. Laat julle harte nie ontsteld en bang wees nie. Sien, wanneer ek hierdie twee goed besef, wanneer ek besef in tye van verdrukking, is dit my verhouding met die Heilige Gees wat my deurdra. En wanneer ek besef, wanneer dit kom by die werke, die groot werke vir God, is dit nie eintlik die twee goed wat ons die meeste uitstres nie? Is dit nie eintlik die twee goed wat jou die meeste onbevoegd laat voel nie? Is wanneer dit met jou swaar gaan en wanneer die Here vir jou vra om iets te doen. Hy sê, as jy besef dat hierdie twee goed werk en doen ek deur die Heilige Gees. En wanneer jy besef, wanneer jy tyd saam met hom spandeer, dan sal hy jou herinner aan presies wat jy moet doen. As jy hierdie twee dinge besef, dan sal jy vrede beleef. Want dan los hy sy vrede vir jou naam. Hy berei jou voor vir elke groot werk. Hy berei jou voor vir elke vorm van verdrukking. En dan het jy vrede wanneer dit kom. So dan kan jy sê, my hart is nie ontsteld nie, en ek is nie bang nie.